In hierdie week se Torah portion begin ons lees by Genesis 25. Ons lees van Abraham en waar Abraham tot sterwe gekom het. Maar die vorige Torah portion het ek julle vertel dat Abraham getroud was met Sarah en hulle het lank gewag om 'n kind te kry, maar uiteindelik na 10 jaar en langer se wag het hulle 'n seun gehad met die naam van Isak. Isak is toe getroud met Rebekka en Rebekka moes ook baie lank wag voordat sy swanger sou raak. Sy het 20 jaar lank gewag en sy het swanger geraak met 'n tweeling en hulle naam was Jakob en Esau. Hulle het baie verskil van mekaar. Hulle het verskillend gelyk, maar so ook was hulle geaardheid verskillend. Vader het so ook gesê vir Rebekka terwyl sy swanger was, dat die jongste een die seun sou ontvang van die eersgeborene. Maar so is Jakob nie eerstegebore nie, maar sy broer Esau. En aan hom het die eersgeborene reg of die eersgeborene seun toegekom. Maar Esau het nie gedink dat hierdie eersgeborene seun baie belangrik was nie. Hy het dit sommer verkoop vir 'n pot lensiesop aan sy broer Jakob. Jakob wou so graag hierdie eersgeborene seun ontvang, dat hy homself vermom het om te lyk soos Esau. En so het hy voor sy vader Isak verskyn, en Isak het hom geseën met die eersgeborene reg. Maar ons moet hier onthou dat Jakob 'n baie goeie hart gehad het en dat Vader gekyk het na sy binneste. Ons moet ook onthou dat Vader al lank voor die tyd vir sy ma Rebekka gesê het dat hy eintlik die een sou wees wat die eersgeborene seun sou ontvang. Ons sien ook hier waar Esau toe terugkom. Toe Esau terugkom, het hy gesien wat gebeur en hy was eintlik baie kwaad, want hy het gevoel dat Jakob dit van hom gesteel het. Maar dit was mos nou eintlik nie die waarheid nie, want onthou julle, hy het sy eersgeborene reg eintlik verkoop aan Jakob vir 'n pot lensiesop. Hier sien ons ook dat hy baie kwaad is en hy rebelleer teen sy vader en hy hardloop weg van die huis af en hy gaan trou met ander dogters van ander volke waarvan vader glad nie hou nie. En so sien ons dat Vader deur hierdie storie eintlik vir ons wil vertel dat hy na ons hart kyk. Hy kyk na dit wat binne in ons aangaan en dit is vir Vader meer belangrik as dit wat buitekant ons is. Dan in die Nuwe Testament lees ons in Matteus 10 van hoe Vader die 12 disippels kies. Elkeen het 'n naam gehad en was baie spesiaal gekies deur Vader vir hierdie groot taak om vir die res van die wêreld te vertel van Yeshua en die goeie nuus dat hy gekom het om te sterf aan die kruis vir ons sondes, om ons terug te lei na Vader toe. So weet ons ook dat ons 'n groot verantwoordelikheid het. Hierdie verantwoordelikheid is om goeie vrugte te dra en ook om 'n lig vir die nasies daar buite te wees. Vader is die een wat kyk na ons hart en daarom moet ons vir hom vra om alles wat sleg is uit ons hartjies uit weg te vat, sodat ons skoon voor hom kan staan en sodat ons gebruik kan word in sy koninkryk om al hierdie waarhede wat ons leer in die Torah portions vir ander mense te vertel en so ook vir mense te vertel wat glad nie hierdie waarhede weet nie. Dit is 'n groot verantwoordelikheid, maar hy ken selfs die hare op ons kop en hy is baie lief vir ons en sal ons help.